Goeiemôre. Dit is 'n voorreg om te kan lewe. Om vanmôre te kan sê dat God goed is, want hy is goed. Hy dra ons, hy beskerm ons. Van dag tot dag voorsien hy vir ons. Aan hom dan vanmôre al die lof en al die eer. Hy verdien ons hoogste lof. God se liefde lyk soos 'n vader wat eers beweeg. Hy wag nie vir ons om hom te vind nie, maar hy vind ons. Onwillekeurig dink ek aan Lukas 15, die vader wat hardloop om sy verlore seun te ontmoet. Hy gaan hom tegemoet nie met oordeel nie, maar met oop arms. Ja, God se liefde begin altyd by hom, nooit by ons as mens nie. God se liefde lyk soos sagtheid vir die wat gebroke is. Wanneer mense breek, trek God hulle nader. Sy liefde is nie hardhandig nie, dit is helend. Hy breek nie die geknakte riet nie. En hy doof nie die dowwe lampet nie. God se liefde is genoeg om wonde te versorg, maar sterk genoeg om jou weer op te rig. Ag, ek wil vir u sê dat God het jou lief, en niks kan jou vanmôre van sy liefde skei nie. Ek wil graag weer met u gesels oor Matteus 12 vers 31 tot en met 34. Ek gaan dit lees en dan gaan ons verder oor die tema gesels, die sonde teen die Heilige Gees. Matteus 12:31. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie in hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Ons gesels dan rondom die tema die sonde teen die Heilige Gees. En dit is dan die tweede boodskap waaroor ons dan gesels rondom hierdie onderwerp. Ons het verlede Sondag gesels en gesê dat alle sonde teen God gerig is. Dit is rebellie teen die Here. Ons het dan ook verder afgesluit deur te sê dat in Matteus word daar 'n onderskeid getref tussen die sonde teen die Heilige Gees en sondes. En dan moet ons daarop let. Dit gaan nie hier oor 'n lys van erger sondes nie. Dit gaan hier oor 'n houding van die hart. Dalk is dit eers nodig om die volgende vir mekaar te sê. Wat is die sonde teen die Heilige Gees nie? Die sonde teen die Heilige Gees is nie 'n oomblik van twyfel of daardie harde woorde wat jy spreek in 'n oomblik van woede nie. Of dalk daardie verslaafde gewoonte wat jy koester nie. Dit is nie 'n gebrek aan lof en aanbidding of 'n seisoen van geestelike afkoeling of 'n onvanpaste gedagte nie. Uit die gedeelte wat ons gelees het, wil dit voorkom asof die sonde teen die Heilige Gees iets te doen het met spraak. Aangesien die woord spraak telke male tevoorskyn kom in hierdie gedeelte. Dit word deur Jesus verder beklemtoon in die laaste vers, wanneer hy sê in Matteus 34, Adder geslag, hoe kan julle goeie dinge praat
terwyl julle sleg is. Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dit wat hier aangaan, kom hier tevoorskyn. Dit sê vir ons, dat die sonde teen die Heilige Gees is, wanneer 'n mens iets lasterlik teen die Heilige Gees spreek. Dit wat hier uit die hart kom, daar bestaan die gedagte dat dit daarop dui, dat as gawes deur 'n persoon werk, en iemand daarteen spreek, dat hy dan, of sy dan teen die Heilige Gees gelaster het. Tereg is, kan dit 'n lastering teen die Gees wees. Maar dit is nie die lastering teen die Heilige Gees as sulks nie. Kom ons kyk na die konteks wat aanleiding gegee het tot Jesus se uitspraak. Matteus 12:22. Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was, na hom gebring. En hy het hom gesond gemaak. Met ander woorde, hy het hierdie duiwelbesetene verlos. Hy het hierdie demone uitgedryf. Hierdie man is bevry en genees, sodat die blinde man kon praat en sien. En die hele menigte, sê die woord, was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die Fariseërs, die kerkmense van daardie tyd, dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Nou, daar moet in gedagte gehou word, dat die volk van Israel op hierdie stadium die Messias verwag het. Die profeet Jesaja het bepaalde tekens gegee waaraan die volk die Messias sou erken. Jesaja 35:5. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dit verklaar waarom Johannes, terwyl hy in die tronk was, sy disippels na Jesus gestuur het met 'n vraag. Is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Met ander woorde, Johannes het gehoor van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. En dan antwoord Jesus sy disippels, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig. Met ander woorde, die wonderwerke wat Jesus gedoen het, het bevestig dat hy die Messias was. Die genesing van hierdie man was dus 'n bevestiging, Jesus is die Messias. Maar nou kom die Fariseërs, terwyl hulle die tekens sien, die wonderwerke aanskou, sê hulle, hy is van die duiwel. Nou reageer Jesus op hierdie stelling. Nou, ons moet in gedagte hou dat hierdie is Oud-testamenties. Jesus het sy disippels geleer, dat as hy sou weggaan, sal hy die Heilige Gees stuur om die wêreld te oortuig van sonde. En nou noem hy in hierdie tyd 'n spesifieke sonde. 'n Sonde wat baie belangrik is en wat ons moet op ag slaan. Wat is hierdie sonde? Hy sê, die sonde omdat hulle in my nie glo nie.
'n verwerping van God se liefde, van God se genade. Hulle aanskou dit wat Jesus gedoen het en hulle kies om nie te glo nie. Johannes 16:8-9. Niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Johannes 6:44. Soos die wonderwerke in Jesus se dag die mense sou oortuig dat hy die Messias is, so sal die Heilige Gees in die laaste dae doen, in hierdie dag waarin ek leef. Die Heilige Gees oortuig die mens van sy sondige toestand en dat Jesus die verlosser is. Die feit dat die mens die stem van die Heilige Gees ignoreer en weier om Jesus aan te neem, beteken dat hulle hart boos is. Inderdaad, sê die mens, die Heilige Gees lieg. Dit is nie van God nie. Dit is lastering teen die Heilige Gees. Sien vriend, as jy Jesus Christus nie aanneem as jou verlosser en saligmaker nie, as jy die stem van die Heilige Gees ignoreer, wat jou oortuig van jou verlore toestand, en jy minag die bloed van Jesus Christus, jy minag dit wat hy vir jou gedoen het, deur 'n wilsbesluit, 'n doelbewuste besluit, 'n keuse wat jy uitoefen, dan sondig jy teen die Heilige Gees. Die sonde teen die Heilige Gees is dus om te weier om Jesus aan te neem, nadat hy jou oortuig het van jou verlore toestand. Weet jy, in die dag waarin ons lewe, praat die Here steeds met die mens. Ek wil vir jou sê dat jy het nog nie die sonde teen die Heilige Gees gepleeg, as jy reageer op sy stem nie. As jy kan sê, Vader, vergeef my asseblief, het jy nog nie die sonde teen die Heilige Gees gepleeg nie. Ag, dit is vandag die wel aangename tyd, dat as jy nog nie op God se stem gereageer het nie, om wel daarop te reageer. Ek het begin deur aan die voor te hou God se liefde, God se genade, dat hy na jou en na my uitreik met oop arms, dat hy vir jou en vir my sê, kom na my toe, net soos wat jy is. Hy sê nie vir ons, gaan verander eers, word eers goed nie. Nee, hy sê, kom net soos wat jy is. Kom met jou gebrokenheid, met jou stikkenheid. Erken dat ek God is. Ek sal jou vergewe. Die liefde van Jesus is groot, dis wonderlik, dis kosbaar. Ons kan nie bekostig om dit te ignoreer nie. God het jou onvoorwaardelik lief. Jy is vir hom kosbaar. En niks kan ons van sy liefde skei nie. Al wat ons van sy liefde kan skei, is wanneer u en ek sou sê, Here, ek verwerp u liefde. Dit is nie vir my of op my van toepassing nie. Mag jy die liefde en die guns van God op 'n tasbare wyse ervaar. Mag jy ervaar hoe hy jou dra, hy vir jou voorsien, hoe hy vir jou beskerm, en dat hy jou genees in jou stikkenheid en in jou gebrokenheid. Kom ons bid saam. Dankie Here vir so groot liefde, vir so groot genade. Dankie Here dat
U ons tegemoet kom in ons swakheid. Dankie dat U liefde heel eerstens na ons as mens uitreik. Dankie vir die voorreg dat ons daarop kan reageer. En dat ons vanmôre in U arms kan hardloop, net soos wat ons is. En dat U ons toevang. Dat soos wat die Vader sy seun tegemoet gegaan het, daar in Lukas 15, U ons ook vanmôre tegemoet kom, sê my seun, my dogter, ek is lief vir jou. Ek het vir jou 'n feesmaal voorberei. Ek is so bly dat jy jou toevlug na my toe neem. Here, ons wil dan bely vanmôre, ons wil nie sonder U wees nie. Ons kan nie bekostig om sonder U te wees nie. Daarom neem ons toevlug na U. U is ons God. U is ons hoop, ons krag en ons sterkte. Voor U grootheid en U heiligheid buig ons neer. En dank U vir U liefde en U genade wat ons dag na dag dra. Lof, eer en aanbidding kom U toe tot in alle ewigheid. Amen. Mag dit wees dat jy God se goedheid en guns in hierdie week op 'n besonderse wyse sal ervaar. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. En onthou, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Vrede. Mooi loop.